Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2:14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Vriende, goeiedag, baie welkom by Doxadeo Tuinroete. Dit is 'n aanlyn boodskap. As ons nog ontmoet het nie, my naam is Gerard en ek sien baie uit daarna om saam met jou vandag te kuier uit die Bybel uit dit wat God vir my en jou sê oor ons lewens en sy groot plan. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so op hierdie manier tyd kan eenkant sit, in die vertroue dat U 'n goeie werk in ons begin het, dat U deur die Gees in ons aan die werk is, en dat U ons deel gemaak het van iets baie groter as onsself. Ons kom bid nou, Here, dat U vir ons verligte oë van die verstand sal gee. Dat U ons, terwyl ons besig is met U woord, sal vul deur U Gees, sodat ons hierdie plan wat U in gedagte het, dat ons dit kan leef, tot eer van die naam van Jesus. Amen. Kan ek jou gou uitnooi om te dink aan hoe iets so klein soos 'n uitnodiging 'n mens se lewe totaal en al kan verander. Miskien het jy stories wat jy kan vertel, né? Een of ander belangstelling wat jy ontdek het omdat iemand jou genooi het. Kom ry saam motorfiets of fiets, kom speel saam golf of een of ander sport en nou is jy 'n golfer want iemand het jou genooi. Miskien nog groter as dit. Miskien is dit toe jy jou man of vrou ontmoet het deur 'n uitnodiging. Miskien is dit toe jy deel geraak het van ons gemeente. Miskien kan jy stories vertel waar jy iemand genooi het en dit het 'n groot impak gemaak op daai persoon se lewe toe hulle die uitnodiging aanvaar het. Baie van ons het so tot geloof in Jesus gekom, deur 'n uitnodiging, na 'n geleentheid toe of na 'n gesprek toe. En so het ons Jesus begin volg. Die krag van iets so klein soos 'n uitnodiging. Kan jy dink wanneer ons God se uitnodiging, sy roeping op ons lewens aanneem, die geweldige impak wat dit nie net op ons eie lewens kan maak nie, maar deur ons lewens op ander mense se lewens. Ons is besig met 'n 6 weke gesprek wat ons noem droom groot, begin klein. Baie dinge wat groot is, het baie klein begin. En ons het verlede week hieroor gesels, dat God 'n groot droom het. Dit wat hy in en deur sy kerk in hierdie wêreld wil doen. En dat ek en jy deel is daarvan. Paulus skryf dit so aan die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heilig is. Hierdie gemeente wat bietjie die pad byster geraak het, wil hy terugbring, hy wil hulle weer anker in wie hulle is. Wie is hulle? Hulle is God se geroepe heiliges. Baie mense gebruik die woordjie bekeer of bekering as hulle beskryf hoe hulle tot geloof in Jesus gekom het. Paulus gebruik daai woordjie bekeer of bekering net 5 keer in al sy briewe. Meer as 150 keer gebruik hy die woordjie roeping. Toe jy tot geloof gekom het, toe jy die naam van Jesus aangeroep het, hoe ons dit ook al beskryf, my hart vir die Here gegee, tot bekering gekom en my sondes bely het, besluit het om Jesus te volg, hoe ons dit ook al beskryf, is dit omdat God jou geroep het. God het 'n droom vir sy kerk en hy het jou deel gemaak, die gemeente in Korinte of hier in die tuinroete, jy is 'n geroepene, jy's deel van hierdie groot droom wat God het. En omdat God nie 'n boelie is nie, die God wat ons in Jesus leer ken, is nie
'n boelie nie, hy gaan jou nooit in sy wil inboelie nie. Hy roep jou en daai roeping is soos 'n uitnodiging. Kan jy dink wat dit aan jou lewe kan doen en wat dit aan mense om jou se lewe kan doen as jy hierdie uitnodiging ter harte neem, ten volle aanvaar en jou in God se roeping op jou lewe begin uitleef. Hoe doen ons dit? Dis waaroor die 6 weke gaan. Ons het verlede week gesê, Paulus skryf vir die gemeente, my broers, liewe familie, slaan ag op julle roeping. Daai slaan ag beteken om te ondersoek en te onderskei. En een van die maniere, en dis waarmee ons hierdie 6 weke gaan reis, waarmee Paulus ons help om ons roeping te onderskei, is deur die kerk en ons as deel van die kerk te beskryf as die liggaam van Christus. Ons het in Efesiërs 4 gesien, hy, Christus, is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Ek het hierdie week so 'n mooi stelling gelees. When the church is fully being its true self, then the Messiah is displayed to all the world as all the members play their parts, with God Himself dwelling in their midst by His Spirit. Dis die groot droom. Die liggaam van Christus wat in hierdie wêreld Jesus as koning tentoonstel en orals, die eklesia, orals waar Jesus oorwinning behaal het en dis orals. God se verteenwoordigers is om sy koninkryk en kultuur te help vestig. Dis die groot droom. Vir dit om te gebeur, moet daar iets in die liggaam gebeur. Die liggaam moet groei. En hier het ons 'n helse misverstand verlede week aangespreek, met die klem op helse. Ek glo dit kom van die duiwel af. Dis so 'n groot misverstand, ek wil dit sommer 'n mythverstand noem. 'n myth, 'n mite. En dit is dat dit net party mense se verantwoordelikheid en roeping is om die liggaam te help opbou. Het jy gehoor wat Paulus skryf? Elke gewrig, elke deel afsonderlik werk saam vir die groei van die liggaam. Elke een van ons is ingesluit. En as jy jou roeping wil onderskei, 'n deel van die roeping van God op jou lewe is om jouself tot beskikking van die Heilige Gees te stel. Ons het unieke maniere, maar dis ons almal se roeping om deel te neem aan die opbou van die liggaam van Christus, sodat die liggaam van Christus, Jesus se koningskap in hierdie wêreld kan tentoonstel. Onderskei hierdie roeping, aanvaar die uitnodiging. Van harte, heelhartig, neem deel. God se seën rus op hierdie roeping. Hy bemagtig deur sy Gees mense vir hierdie roeping om die liggaam te help opbou. Vandag kyk ons na nog 'n baie praktiese ding, iets waarsonder ek en jy nie hierdie roeping van God sal kan uitleef nie, en kom ons stel dit eintlik positief, iets waarmee ek en jy juis in staat gestel word om die roeping van God op ons lewens uit te leef. En ek wil sommer met die deur in die huis val. Glo jy? Nee, ek vra jou nou. Glo jy? Glo jy dat Jesus gelewe het, gesterwe het, en dat God Jesus uit die dood uit opgewek het? Glo jy dit? Glo jy dat Jesus in die hemel ingeneem is, dat hy as die Christus, die gesalfde koning, aan die regterhand van God sit? Dat hy gesê het, aan my is gegee alle mag, alle gesag in die hemel en op die aarde, en hy het dit nie net gesê nie, glo jy dat dit die waarheid is? Dat God se koninkryk besig is om na ons wêreld toe te kom, omdat Jesus koning is? Glo jy dat as Jesus terugkom, elke mens gaan sien dit wat ons nou glo, dat hy die Here is? As jy dit glo,
klink dit vir my, jy het nogal baie geloof. En dis presies wat dit gaan vat, om hierdie roeping uit te leef. Geloof. Ons het nou al gesien in 1 Korintiërs 12 en in Efesiërs 4, dat Paulus ons as die Here se kerk beskryf as die liggaam van Christus. Ons kyk nou vandag na Romeine 12, waar hy dieselfde doen. Die liggaam van Christus. Dit is baie duidelik dat dit vir Paulus baie belangrik is, dat ons so sal dink oor onsself en oor waarvan ons deel is, die liggaam van Christus. So moet ons dink aan onsself en dit waarvan ons deel is. Dit gaan ons help om ons roeping uit te leef. Maar dis juis wanneer Paulus skryf oor die liggaam in Romeine 12, wat hy ook praat oor elkeen van ons se geloof. Ons gaan nou vers 1 en 2 lees, maar kom ons begin by vers 3. Deur die genade wat aan my gegee is, skryf Paulus, en hy skryf baie keer so as hy praat oor sy eie leierskap, sy apostelskap, dis net genade, en natuurlik leierskap om gelowiges te help om hulle roeping te onderskei en uit te leef. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus, en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit vir dienswerk. Wie onderrig gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Ons sien weer hier, soos verlede week en soos in al hierdie skrifgedeeltes, God het elke gelowige deel gemaak van die liggaam van Christus. En dit alles is uit genade. As Paulus hier skryf oor elkeen van ons se rol, noem hy dit gawes, eintlik genadegawes is aan elkeen gegee, volgens die genade wat God aan elkeen gegee het. Dis 'n storie van genade van begin tot einde, die feit dat God ons geroep het en deel gemaak het van hierdie groot droom. Die droom wat hy het vir sy kerk in hierdie wêreld, vir sy koninkryk. Die woordjie wat hy gebruik vir gawes, charisma, kom van die woordjie charis af, wat van genade afkom. En dan is dit baie interessant, dat Paulus nie eers sê, moenie te min dink van jouself. Het jy dit gehoor? Hy sê, ek sê vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink, as wat jy behoort nie. So nogal treffend. As alles genade is, wie is ek dan om te dink dat God se genade my nie kan insluit, my nie kan gebruik, vir my nie gawes gee? Wie is ek om te dink dat my sonde, my verlede groter is as God se genade? Dis asof Paulus wil sê, man, as jy te min dink van jouself, is dit eintlik omdat jy te veel dink van jouself. God se genade is altyd groter as ons tekortkominge. En daarom kan niemand hulle self diskwalifiseer nie. Eintlik as jy lees hierso hoe Paulus oor die liggaam skryf as 'n genadewerk van God af, sit dit 'n vraagteken agter hoe kan mense hulle self dan diskwalifiseer? Wie is ek en jy dat ons dink God kan nie hierdie plan in en deur ons vir sy kerk, sy liggaam tot vervulling laat kom nie? En dis juist die punt. Die punt is, dis deur geloof.
wat God aan elkeen gee, wat ons in hierdie genade, in die liggaam ook, ons roeping uitleef. Dis die geloof. Dis nie ek wat na myself en my eie beperkings kyk of my eie vermoëns nie, asseblief tog. Dis ek wat God vertrou. As sy genade my dan gekies het, dan kan hy mos nou deur sy genade enige iets in my lewe gebruik. En dit vir die opbou van sy kerk. En dis by geloof wat Paulus in vers 3 begin. Julle moet verstandig wees, daarop instel om so te dink, volgens die geloof, die maat van die geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Weer die woordjie elkeen. Elke keer as Paulus praat oor die liggaam, is dit elkeen ingesluit. En dit kan klink asof God nou hier verskillende maatstawwe het. Vir jou gee ek so 'n maat van geloof, so 'n bietjie, en vir jou so 'n bietjie, en dit kan baie misleidend wees. Kom ons lees uit 'n Engelse vertaling uit wat dit bietjie anders vertaal, en ek dink dis eintlik die punt wat Paulus hier maak, want dit pas by die res van die brief. Rather think soberly, in line with faith, the true standard which God has marked out for each of you. Die storie in Rome daar was mense wat in Jesus geglo het, wat nie Jode was nie, en Jode. En hierdie mense was apart. Hulle het in aparte huise by mekaar gekom, niks met mekaar te doen gehad nie. Kan baie maklik wees dat die Jode miskien gedink het, wel ons is deel, maar ons is die voorlopers, want ons kom nou al 'n lang pad met hierdie storie van God en sy plan in die wêreld aan. Dit kan wees dat die nie-Jode gedink het, wel die Jode het hulle beurt geraad en kyk hoe hulle dit opgemors. Hulle het Jesus gekruisig. Hulle is miskien net deel, maar ons is nou die voorlopers. En die punt wat Paulus maak is, nee, God het nou 'n ander standaard. Hy het 'n ander maatstaf. Die maatstaf wat daar nou is, wat die mense wat God gekies en geroep het, uitken, is net een maatstaf. Geloof in Jesus. Vriend, as jy glo in Jesus, is dit omdat God jou gekies en geroep het. En dis God wat daai geloof in jou gewerk het. Dit is duidelik in die hele Nuwe Testament. Die merke, ek hou so van Retief se liedjie, hy breek die lyne wat die heelal merk. Die ou merkers van die verlede, hoe die wêreld geoperate het. Ons funksioneer nie meer so nie. Ons dink anders. God se maatstaf, of kom ek sê dit anderste, die mense wat deur God geroep is, daar's net een maatstaf. En dis geloof in Jesus. En ek wonder, vriende, of 'n deel van hoekom baie mense sukkel om hulle roeping, die roeping van God op hulle lewe uit te leef, ook in die gemeente, om die liggaam op te bou, is omdat hulle ander maatstawwe begin stel het as God. Die maatstaf wat God het vir die mense wat hy deel gemaak het van die droom, is geloof in Jesus. En kan ek gou vir jou sê, daai geloof is iets wat God self gewerk het. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle verlos deur geloof. En juis dit kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. So die maatstaf, die standaard, waaraan al God se geroepenis nou uitgeken word, is God het mense gekies en geroep, en God het geloof in Jesus in hulle gewerk. Dis hoekom die skrif sê, niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. So geloof het God aan elke een gegee, en dit is nou die maatstaf. Okay. Ons is daai mense wat nou deel is van hierdie opbouing van die liggaam vir die groot droom. En miskien moet ons bietjie praat oor geloof, want ek dink daar's misverstande, kom ons sê dit dan nou maar so, vooropgestelde idees wat maak dat hierdie geloof wat God in mense begin het, deur die Heilige Gees, dat dit nie tot volle potensiaal kom nie. Die genade waaraan hulle nou staan, dat dit nie
ten volle geaktiveer word deur geloof nie. Baie keer het mense vooropgestelde idees, ek dink nou maar aan 'n paar. Baie mense wil eers iets sien, voor hulle oorgaan tot aksie. Hulle wil eers iets voel of beleef, hulle wag nog vir iets om te gebeur, voordat hulle self gee vir die roeping, om die liggaam op te bou, terwille van wat God in die wêreld wil doen. Baie mense is in 'n toestand van 'n verkeerde manier van wag. Hulle wag nog vir iets om te gebeur, terwyl dit eintlik deur geloof is, wat jy oorgaan tot aksie. Dis wat Paulus mos gesê het. As God aan ons die geloof toebedeel het, en ons dink reg daaroor, dan sien ons is in 'n liggaam, ons het verskillende gawes, en as jy nou profeteer, die woord van die Here bring, bedien, bemoedig, wat ook al jy doen, dis geloof, waardeur jy oorgaan tot aksie. Jy wag nie tot jy sien of tot jy voel nie. Oor en oor skryf Paulus dit ook, want ons leef deur geloof, nie deur die aanskoue nie. En vriende, dit is so eenvoudig so, dit gaan altyd geloof vat, om oor te gaan tot aksie in die uitleef van hierdie roeping. Ek het al gehoor hoe mense praat, jy moet weet dat jy weet dat jy weet. En dan dink ek ook, maar waar pas geloof nou in daai storie in? Dit gaan altyd geloof vat. Gaan altyd geloof vat om te glo dat Jesus die Here is. Tot die dag wat hy terugkom, gaan dit geloof vat. Ons gaan nooit verby die punt van geloof groei nie. En dan wil ek jou uitnooi, as jy nog wag vir iets om te gebeur, God het reeds geloof in jou gewerk. Party mense sê, ja, maar ek twyfel dan nog baie keer. Nou vriende, geloof is nie om nie te twyfel nie. As jy gaan wag tot jy nie meer twyfel nie, gaan jy 10-10-1 vir altyd wag. As ek nou moet sê, hoeveel keer, ek wil hier staan ek voor 'n kamera en praat. Hoeveel keer dink ek, hoe kan die Here dit gebruik? Daar's baie keer twyfel in my lewe. Maar geloof is nie die afwesigheid van twyfel nie. Geloof is om te sê, ek vertrou die Here. Ek vertrou sy genade. En ek gee nou myself, al voel ek niks, al sien ek niks. Ek lewe nie deur wat ek sien nie, ek lewe deur wat ek glo. Nog iets wat ek baie keer hoor, is dat mense sê, maar my geloof is nie groot genoeg nie. Interessant, op 'n stadium met Jesus met sy disippels gepraat oor iets baie moeilik, en toe sê die apostels vir die Here, gee ons meer geloof. Toe sê hy vir hulle, as julle geloof soos 'n mosterdsaadjie het, sal julle vir die vyeboom sê, word ontwortel. Mosterdsaadjie, jy gesien hoe klein is 'n mosterdsaadjie. God het nooit 'n probleem om klein te begin vir hierdie groot droom nie. Geloof is miskien klein, is miskien iets wat vir ons lyk na iets baie onbelangrik, insignificant, in die groter prentjie is dit baie klein. Maar dis hoe God se koninkryk werk. Geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie is genoeg. Net so, by the way, net daarna vertel Jesus 'n storie oor die gehoorsaamheid van 'n diensknegt. Ons moet versigtig wees dat ons vraag na meer geloof nie 'n verskoning word om nie oor te gaan tot gehoorsaamheid vir dit wat die Here ons roep en waartoe hy ons stuur in die liggaam en ook deur die liggaam na die wêreld toe. Maar ek kom agter, dis waar ons baie keer vashak. Verkeerde persepsies wat maak dat ons nie vanuit geloof dan nou oorgaan tot aksie nie. En dit is die punt wat Paulus hier in vers 3 maak. En natuurlik is dit dieselfde punt in vers 1 en 2. As jy glo, kom ons het mos nou al gesels, as jy glo dat Jesus gesterf het en dat God hom uit die dood uit opgewek het God 'n tipe geloof in jou geskep deur die Heilige Gees. En baie mense
het nog nie gaan deurdink die omvang van die geloof wat God in ons geplaas het. Hoe sê Paulus hierso? Hy sê, jy moet jou gedagtes daarop instel om verstandig te wees volgens die maat van geloof. Think soberly in line with faith. Ek dink baie keer is dit waar ons vashak, of hoekom ons vashak. Ons het nog nooit gaan sit en regtig gaan deurdink die feit dat God in ons harte geskep het, dat ons kan glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, dat hy die Here is, die eintlike heerser van hierdie wêreld, dat God deur Jesus besig is om sy koninkryk hiernatoe te bring, en dat hy op die ou einde alles gaan nuut maak, en dat sy heerlikheid die aarde sal vul, soos Habakuk 2 vers 14 dit sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos wat die water die see oordek. Daai geloof het God klaar in jou geplant. Niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Gees nie. Maar ek dink, hoekom ons baie keer vashak, is omdat ons nog nooit gaan sit en deurdink het, verstandig geraak het, oor die omvang van wat dit beteken, dat God geloof in my geskep het. En dan wag ons vir goed om te gebeur. Dan gaan ons nie oor tot aksie nie, want, wie's ek nou? Interessant, hè? Paulus sê nie, moenie te min van jouself dink nie. Wie is jy, dat jy kan dink, dat God jou nie kan gebruik nie? Maar dis die punt. Ek dink, baie van ons het nog nie gaan sit en dink, die omvang van die geloof, wat God in ons geskep het nie. In dieselfde hoofstuk, wat Habakuk sê, die aarde sal gevul word, sê hy, die regverdige, deur sy geloof, sal hy lewe. C.S. Lewis skryf in sy boekie Screwtape Letters, wat ons nou gesprekke is tussen duiwels, demone, en dan die baasduiwel wat nou met die appie praat, en hierdie woorde sê, it is funny how mortals always picture us as putting things into their minds. In reality, our best work is done by keeping things out. Vriend, besef jy, die DNA van die geloof wat God in jou gewerk het, die omvang van dit, ja, dis nou miskien so klein soos 'n mosterdsaadjie, maar die omvang van daai DNA, om te glo dat Jesus die Here is. Hoe sê Paulus in Romeine 10, as jy met jou hart glo dat God Jesus uit die dood uit opgewek het, en met jou mond bely dat Jesus die Here is. Besef ons, ek bedoel daar in Rome, waar Nero, die keizer is, hy bou 'n paleis. Daai paleis is so groot, hulle praat van tussen 40 en 120 hektaar wat die estate was. Ons woordjie paleis kom van die heuwel af waarop hy sy paleis gebou het. In daai stad, om te glo, Jesus is die Here. Groepies mense wat hier in huise bymekaar kom. Jesus is die Here. Terwyl jy die mag en die weelde en alles sien, dis die geloof wat God in ons gewerk het. Ten spyte van alles. Al het ons nie gesien nie. Ons glo dat Jesus die Here is. En ek wonder of dit nie regtig is, soos Paulus hier sê, verstandig, think soberly, om te gaan sit en deurdink, ek het nie hierdie geloof gegenerate nie. God het dit gewerk. En as God hierdie geloof in my gewerk het, wat is die DNA, die omvang van dit wat in my aan die groei is? Ek vermoed baie van ons, en ek kan dit sê, dink ek, want vir die grootste deel van my lewe was dit my storie. Baie van ons het met geloof so te werk gegaan, dat dit net gaan oor ons redding.
Ons is baie keer so met vrees ingeboelie, in geloof in. So die hele tyd gevoel, ons skiet so ver tekort. Dat toe ons nou uiteindelik ontdek, okay, dis net genade. Dis God wat in Christus, terwyl ek 'n sondaar was, my met hom versoen het. Dis net genade. Toe ek uiteindelik uitkom by die punt van, ek hoef dit nie te verdien het nie, dis God se geskenk aan my, dat ek deel is van sy familie. Toe ek dit begin glo, toe stop ek sommer net dan, want ek is so verlig. Miskien is dit deel van die probleem. Geloof is baie groter, want redding en roeping gaan saam. En die geloof wat God in jou gewerk het, is om te glo dat Jesus die Here is, en dat hy ons nou deel maak van hierdie roeping vir sy koninkryk. En dis hoekom Paulus sê, Romeine 12 vers 1 en 2, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle, julle redelike, julle logiese godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Hoe gaan ons onderskei wat God se roeping op ons lewe is? Ons gaan moet vernuwe word deur ons denke. Jy kan nie jou in geloof indink nie. Jy kan nie. Jy kan ook nie jou in geloof inlewe nie. Geloof is die werking van die Gees in ons as ons die evangelie hoor. Maar dan wil die Heilige Gees jou help om vanuit geloof nuut te leer dink. En dis hoe jy God se goeie, sy uitnodigende roeping op jou lewe gaan onderskei. En is treffend hierso ook weer, as Paulus praat van moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, wêreld letterlik daar, hierdie era. Vriend, as jy in Jesus glo, het die Gees in jou geloof gewerk, en die DNA van daai geloof is, daar's 'n manier van mens wees, 'n era, daar's 'n regime, daar's 'n heerskappy, maar dit is besig om tot 'n einde te kom. Hoekom? Want dat 'n nuwe era begin. Jesus Christus is die Here. God se nuwe skepping het begin toe Jesus uit die dood uit opstaan. Ja, dit word voltooi as hy terugkom, maar dit is aan die gang. I am making all things new, het begin. Ons lewe, ons is gewortel, ons is geplant in opstandingsgrond. Nie in hierdie wêreld, in hierdie era, hierdie manier van dink nie. Dis die DNA van die geloof wat die Heilige Gees in jou gewerk het. Besef jy dit? Het jy dit al deurdink? Want daai geloof is genoeg. Daai geloof wat sê, Jesus is die Here, en as ek dit glo, het God my gekies en geroep om deel te neem aan sy koninkryk, deur deel te neem aan die opbou van sy liggaam. En wie is ek? Mag nooit te veel van myself dink, ek moet nie meer van myself dink nie. Ek moet dink ooreenkomstig geloof. Wie is ek om te dink dat God my nie kan gebruik nie, as hy my dan gekies het? Daai geloof is in jou aan die werk, deur die Heilige Gees. En dis hoekom Paulus sê, by die ontferminge van God, die genade van God, die barmhartigheid van God. Hierdie storie is net genade en geloof van begin tot einde. Van begin tot einde, genade en geloof. God het homself vir ons kom gee, sodat hy in hierdie skepping, alles wat nie sy wil is nie, alles wat nie is volgens sy goeie bedoelinge nie, sodat hy dit kon oorwin, en hy dit kom doen deur sy lewe te gee aan die kruis. Daar's nou vergifnis vir ons sondes.
sodat hy alles kan nuut maak, en daarmee het hy nou begin en nou nooi hy jou in. Dis die geloof wat in jou aan die werk is. Jesus is die Here. En op grond van daai ontferminge van God wat homself gegee het om dit moontlik te maak, gee ons nou ook onsself. Gee jouself oor. Dit praat van vertroue, né? Om jouself te kan gee, omdat God homself eerste vir jou gegee het. Ek kan hierdie God trust. As hy my roep en uitnooi, is dit nie omdat hy iets van my wil hê nie. Nee, hy wil vir my iets hê. Hy droom 'n groot droom. En as jy toelaat dat daai geloof die manier wat jy dink oor jouself en ander gelowiges en jou rol in die liggaam definieer, dan gaan dit jou aktiveer om jouself te gee. Want dis die logiese, dis die sinvolle, dis die redelike godsdiens. As God dan nou my gekies en geroep het om deel te wees van sy vernuwende koninkryk, deur deel te neem om die liggaam van Christus op te bou, sodat ons die Messias vir die wêreld kan wees, as dit God se roeping op my lewe is, dan kan ek mos nou glo hy kan my gebruik. En dan gee ek myself. Ek gaan oor tot aksie. Ek gee myself in die manier wat Paulus dit mos nou hier beskryf is soos 'n offer. Dit is tempeltaal, né? En vriende, dan is dit net redelik logies sinvol. Hoe gee ek myself? As Paulus vers 1 en 2 klaar geskryf het en hy sê vers 3 God het aan elkeen hierdie geloof gegee, dan praat hy in vers 4 oor die liggaam. Ek gee myself aan die Here, omdat hy homself eers aan my gegee het, deur myself te gee aan sy liggaam en om sy liggaam te help opbou. Dis logies, dis redelik, dis sinvol. Dit is ons godsdiens. Dis ons offer. En dit is die geloof wat in jou aan die werk is. 'n Geloof wat sê, ek kan God vertrou. Ek kan sy keuses vertrou. Hy het my gekies. Hy het my geroep. En daarom gee ek myself. En vriende, ek wil jou nou uitnooi om hierdie uitnodiging te oordink. Te oordink dat God klaar daai geloof in jou geplaas het. En om dan deel te neem aan die res van hierdie 6 weke. Ons gaan praat oor watter aksies, as ek nou oorgaan tot aksie, ons gaan praat oor gawes, ons gaan praat oor diensbaarheid, ons gaan praat oor 'n klomp dinge wat jou gaan help. Maar dit begin klein. By mosterdsaadjie. Geloof. En daai geloof het God klaar in jou gewerk. Dis in geloof wat ek en jy sê. As ek na my eie vermoëns kyk, nou wys. Maar as ek na hierdie God kyk, wat sy lewe vir my gegee het, en wat my nou gekies het, my geroep het, sy gees in my gewerk het, dat ek kan glo, Jesus is die Here. Al lyk dit nie so nie, of voel dit nie so nie. Die liggaam van Christus is die manier wat Jesus alles wil vul, die regverdige lewe deur die geloof. Dan vertrou ek nou die Here ook genoeg om te sê, Here, ek gaan oor tot aksie. Ek glo U gaan my lei, ek glo U gaan my vul met die Heilige Gees. En moenie verbaas wees. Moenie verbaas wees as die Here jou verras nie. Ek wil Filippus het begin deur die weduwees te bedien met kos. Hy het geëindig as een van die groot evangeliste. Wel, ek sê nog geëindig, ek weet nou nie waartoe hy toe is nie. Moenie verbaas wees as die Here jou verras nie. Maar laat toe dat daai geloof wat God in jou gesit het, oorgaan tot aksie. Die Here gaan my gebruik. En as jy klaar, as dit 'n eerste tree is, ons gaan praat oor dit, maar as jy klaar deelneem, jy's in 'n groep, of jy is by ISIF, of by kinderbediening, of wat ook al, hou op om dit net te sien as iets wat ek maar net doen om 'n funksie te vervul. Dis nie dit nie. Dis 'n uitleef van geloof. Bid daaroor. Bid dat die Here jou elke keer sal gebruik. Hou op om te dink dat vir sekere gawes en bedieninge moet ons bid, maar die ander goed, ons weet om dit te doen. No ways! No ways! Hoe kan die Here my gebruik deur koffie uit te sit?
dat daar 'n atmosfeer van gasvryheid kan wees, dat sy Gees mense kan roep en trek na Jesus toe. Alles wat ons doen in die liggaam, doen ons deur geloof. Hierdie geloof, Jesus is die Here en God het ons gekies vir die liggaam van Christus om Jesus as koning in die wêreld tentoon te stel. En daai God kan ek vertrou. Dat maak nie saak wat my gawes is nie. Al is dit hoe in my oë klein, geloof soos 'n mosterdsaadjie is genoeg. Ek wil bid saam met jou en ek wil bid dat die Here deur die woord in my en in jou ons sal herinner aan die geloof wat deur sy Gees reeds in ons aan die werk is. En dat hy ons dan sal help om volgende tree te gee in die uitleef van hierdie roeping, om sy liggaam te help opbou vir dit wat hy in die wêreld doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons roep. As ons nou dink aan stories uit die Ou Testament, as ons dink aan Hebreërs 11, al daai mense van geloof, het begin by 'n roeping. U is dieselfde God, wat elke een van ons by die naam roep. En die teken, die standaard, ons glo in Jesus. Ja, help ons om hierdie geloof te deurdink, verstandig te raak, vernuwe in ons denke, sodat ons onsself kan gee in vertroue vir dit wat U deur ons wil doen in U liggaam en deur U liggaam in hierdie wêreld. Ons bid dit, Here, in die naam van Jesus, sodat U groot droom al hoe meer 'n realiteit kan word, ook hier in die tuinroete. Dankie, seën ook ons gesprekke hierdie week, help ons om mekaar te bemoedig, help dat ons woorde, juis woorde sal wees, wat maak dat mense ophou om hulle self te diskwalifiseer, maar hierdie verantwoordelikheid sal opneem. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie vriende, was lekker om saam met jou te kuier. Die Here seën vir jou.